Baie welkom by die derde sessie in ons Bybelstudie reeks oor Psalm 107, waar ons praat oor God se goedheid, veral in tye van swaar kry. Nou, as jy die eerste twee sessies gekyk het, sal jy weet dat hierdie Psalm eintlik gaan om te beskryf hoe goed God is vir mense wat in moeilike situasies is. Nou die psalmskrywer begin die Psalm deur te sê, loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê, wat deur die Here bevry is, die wat uit hulle nood bevry is. En dan eindig die psalmskrywer die psalm, ek wil lees uit Psalm 43, waar hy sê, wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee. Hulle moet let op die Here se dade van trou. En dis eintlik hierdie dade van trou wat beskryf word in hierdie Psalm. Nou vandag wil ek graag meer in detail kyk na hoe die mense wat in hierdie situasies is, elke keer deur God gehelp is. As jy kan onthou het ons gesien, dis 4 groepe mense wat in verskillende situasies is en waar hulle elke keer in hulle nood tot aan die einde van hulle self kom en dan roep hulle tot God. En elke keer dan hoor God hulle hulp geroep en hy help hulle. En dan elke keer sien ons dat hulle die opdrag kry om die Here te loof. Nou ons gaan vandag kyk, hoe help die Here hulle? En dan gaan ons bietjie meer kyk na die opdragte wat hulle kry. Want as my sommer net so lees, dan lyk dit of dit eintlik almal dieselfde is. Maar hier is 'n baie duidelike verloop, 'n groei wat in elkeen van hierdie situasies is. Nou, ek wil graag hê, ons gaan weer lees vanaf vers 4 af en luister net na die woord wat gesê word dat God hulle help. Daar's elke keer 'n spesifieke woord wat gebruik word. Ek lees vanaf vers 4. Party mense was verdwaal in die woestyn in 'n barre wêreld en hulle kon die pad na 'n bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors, hulle was uitgeput, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle gered uit hulle elende. Onthou hierdie woord, hy het hulle gered. Nou gaan ek lees van die tweede groep. Die tweede groep staan daar, ek lees van vers 10 af. Party het in die donker gesit in diep duisternis. Hulle was gevangenes in elende en in boeye, want hulle het hulle verset teen die bevele van God. Hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan. Hy het hulle laat knak onder 'n swaar kry. Hulle het in mekaar gesak en niemand het hulle gehelp nie. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle bevry van hulle elende. Dink weer nou aan die woord. Die eerste woord kan jy onthou was, God het hulle gered en nou God het hulle bevry. Die derde groep, sê jy onthou is die mense wat eintlik siek was van goed wat hulle eintlik self oor hulle self gebring het. Kom ons kyk net wat hier gebeur en lees van vers 17 af. Party het dwaas opgetree en deur hulle rebelse optrede, hulle sonde het hulle in elende beland. Alle kos het hulle gewalg en hulle het by die dood omgedraai. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle bevry van hulle elende. Weer dieselfde woord as wat gebruik is by die tweede groep. Die eerste een is, hy het hulle gered, en toe het hulle bevry, en toe het hulle weer bevry. Nou lees ons die laaste groep, die vierde groep. Hoor net hoe interessant is hierdie nou. Ek gaan so 'n bietjie terwille van die tyd, net so hier en daar 'n stukkie lees, want dit is nogal 'n lang inleiding. Ek lees van vers 23 af. Party het met skepe die see bevaar en hulle bestaan op die groot waters gemaak. Julle sal onthou, ek het sê, dit klink vir my soos Christene wat sommer in die kerk werk, wat besig is met die Here se werk, nie noodwendig in die kerk nie, maar sommer waar hulle is met die Here se werk besig is. Hulle het die werk van die Here ervaar, sy wonderdade op die diep waters, en op sy bevel het 'n stormwind opgesteek en die golwe opgejaag. En dan lees ons hoe hulle eintlik moedeloos was, hulle eie seemanskunst het hulle niks gehelp nie. En dan staan daar,
maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp. Hy het hulle veilig uit hulle elende gelei. Hy het die stormwind stilgemaak en die golwe van die see het bedaar. Die seevaarders het hulle verheug oor die kalmte. God het hulle veilig gelei na die hawe toe waar hulle wou kom. Hoor jy die verskil? Gered, dan bevry en weer bevry en dan gelei. Nou as ek na hierdie stuk kyk, dan voel dit vir my amper asof die evangelie hier verduidelik word. As ons nie Christus ken nie, as ons nog verlore is dit asof ons in 'n woestyn is, asof ons ronddwaal, asof ons nie rigting het nie, en asof ons honger en dors na God. En as ons dan agterkom, maar ek het die Here nodig, ek is sondig, ek het nie rigting in my lewe nie, en jy roep na God, dan kom die Here en hy red jou. Hy red jou en hy sê, jy kan my kind word. En dis eintlik wat ons bekering noem. Nou ons het gesê, daar is 'n deel van hierdie woestyntyd wat ons van gepraat het, wat 'n Christen wat baie keer ook in 'n woestyntyd beland, en dat die Here, as jy na hom roep, dat hy jou ook help. Maar in hierdie vergelyking wat ek nou wil tref, sien die woestyn is eintlik dat ek sonder God is, en God red my. Maar terselfdertyd as die Here ons red, dan kom bevry hy ons van die bose se houvas op ons. Die sonde het nie meer daai houvas op ons nie, die Satan het nie meer die houvas op ons nie. So God kom, wanneer hy ons red, dan bevry hy ons van die mag van die bose. Maar wat dieselfde tyd eintlik gebeur, is dat hy ons ook bevry van ons ou sondige natuur, en dat ons dan eintlik 'n nuwe natuur kry. Is dit nie vreeslik mooi nie? En dan, op die ou end, lei hy ons deur die storms van die lewe. Hoor jy? Hy red ons, hy bevry ons van die mag van die bose, hy bevry ons van ons eie sondige natuur, en dan lei hy ons deur die storms van die lewe, en dis eintlik waar die Heilige Gees dan inkom om ons te lei elke dag. So, wat 'n mooi beskrywing van die evangelie kry ons in hierdie psalm. Nou die tweede ding wat ek graag vir jou wil opwys, is eintlik die stuk geestelike groei wat hier ook verduidelik word op 'n manier van waar ons begin met die opdragte wat die Here vir elkeen gee. En ek wil nou weer lees van die begin af, net die opdragte wat elke groep gekry het. As ons kyk net, die eerste opdrag was in vers 8, wat daar vir die wat in die woestyn is, wat nou gered is, gesê word, hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Nou, dis 'n wonderdaad as God iemand red van 'n sondige bestaan en na 'n bestaan in sy koninkryk. Dit is 'n wonderwerk en ons moet die Here loof en prys daarvoor. So die eerste groep se opdrag is net loof die Here. Wees dankbaar. Die tweede groep wat eintlik dan is die wat ons nou gesê het wat verlos is van die bose. Se opdrag is, en ek lees in vers 15. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Presies dieselfde opdrag. Weer eens, die fokus is hier op God. As jy in die regte verhouding met God kom, is dit hierdie vertikale verhouding. Jy loof die Here vir die nuwe lewe wat jy gekry het en die vryheid wat jy het, dat jy nie meer in die mag van die bose is nie. Nou, die derde groep, sien ons, hier kom nou iets by, en ek lees uit vers 21. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Hulle moet die dankoffers bring en met blydskap van sy dade getuig. Nou is dit nie net meer loof die Here nie, hier kom 'n dankbaarheidsdaad van 'n dankoffer wat ek vir die Here gee. Ek begin iets van myself gee, maar nie net iets van my goed, 'n dankoffer nie, ek gee iets van myself, ek begin praat, ek begin getuig, ek begin met mense praat oor dit wat die Here vir my gedoen het. Sien julle, daar's 'n stuk geestelike groei wat bykom. En dan die laaste groep is 'n baie interessante een, en ons lees van vers 31 af. Daar staan,
Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan die mense doen. Selfs as die ander ook, maar nou kom dit buig. Hulle moet van sy grootheid getuig in die volksvergadering, hom prys in die byeenkoms van die leiers. Hoor jy die verskil? Hier kom nou 'n stuk by van, dis nie net meer getuig teen ander mense, sommer in die omgang nie. Hier kom 'n stuk verantwoordelikheid by, dat jy eintlik deel van 'n gemeenskap van gelowiges word. En daar wys selfs iets dat jy deel van 'n leierskap kan word. Nou dit beteken nie dat geestelike groei is net dat jy in leierskap moet opgaan nie, glad nie. Maar dit gaan daaroor dat jy deel is van 'n gemeenskap van gelowiges, soos wat ons geestelik groei. Is dit nie vir jou ook mooi om te sien hoe hierdie Psalm eintlik nie net gaan oor hierdie situasie nie, maar ook oor ons lewens. Nou ek wil vir jou sê, en jy moet nou mooi hoor dat ek vir jou sê, baie mense sê, maar ek identifiseer nie nou met iets in my lewe wat so is nie. Daar kom tye wat dit goed gaan met ons, en dis reg, dis oukei, en ons mag nie skuldig voel as dit met ander mense sleg gaan, en met my gaan dit goed nie. Die eerste versie sê spesifiek daarso, so moet die mense sê wat deur die Here bevry is. Hulle moet die Here in loof en prys. So dit beteken met ander woorde, daar kom 'n tyd wat jy bevry is, wat jy by die Here uitkom en waar jy eintlik net in sy rus kan gaan. En in daai tyd het ons 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om regtig die net onsself op te bou en sterk te maak, want ons weet nie wanneer kom die volgende storm in ons lewe nie. En dit gaan kom. Niemand is gevrywaar van storms nie. Dit is deel van die Bybel. En die ander ding is, dis 'n tyd waar ons ook ander mense kan help en versterk en vir hulle daar wees, amper soos Aaron wat Moses se hande opgehou het, dat ons ook ander se hande kan ophou. Dis vir ons baie keer moeilik om te weet, maar hoe moet ek op die Here regtig vir hom roep? Moet ek aanhou roep? Moet ek partykeer net by 'n punt kom van ek berus nou by die situasie. En dis waarvoor ek volgende week ons 'n bietjie na gaan kyk. Gaan ons praat oor, wat leer die Bybel ons oor roep? Ek dink Dawid se goeie voorbeeld, wat so baie keer na die Here geroep het. Ons gaan 'n bietjie uit sy lewe en uit Jesus se lewe kyk oor roep. Maar kom ons sluit vandag se sessie af en kom ons bid net saam. Almagtige Hemelse Vader, Here, om te hoor hoe U met ons werk, is vir ons net wonderlik, om U Bybel te lees en te besef dat U vir ons kom red en kom bevry en ons lei. Here, is vir ons 'n voorreg om U kinders te wees, Here, maar ek wil bid vir elkeen vandag wat voel, maar ek het nog nie by Jesus uitgekom nie. Here, sal U dat hulle ook na U roep en Here, sal U hulle lei op die pad van regtig van om tot bekering te kom en by U uit te kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.